Baie welkom by hierdie aanlyn boodskap van Kerk Sonder Mure. Dit bly 'n groot voorreg om ook op hierdie platform hierdie boodskap met jou te mag deel. Ons is vandag by die 4de aflewering in ons reeks wat gaan oor woorde, 'n reeks wat ons genoem het As ek weer kon sê. En vandag praat ons oor die tema van woorde skep wêrelde. Deel dit gerus hierdie boodskap met iemand vir wie jy glo dit betekenisvol kan wees. Kom ons bid saam. Here, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand so groot, so mooi, so magtig en so naby soos U nie. Here, daar is niemand so liefdevol soos U nie. Aan U liefde is daar regtig geen einde nie. Daar is niks in die heelal groter as U liefde nie. Nie bekommernis nie, nie seer nie, nie vrees nie, selfs nie ons sonde is groter as U liefde nie. Here, ons ontmoet ons vandag hier deur U Gees en deur U woord en vorm ons lewens sodat ons meer en meer soos Jesus sal wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek het die groot voorreg om vandag die reeks oor woorde af te sluit. En ek gaan hierdie reeks oor woorde, die hele weet die reeks se naam is As ek weer kon sê, en vandag praat ons oor woorde skep wêrelde, en ek gaan maar Jakobus 3 lees, en ek gaan probeer om 'n paar gedagtes daaruit met julle te deel, as 'n afsluiting van die reeks oor woorde. Jakobus 3 vers 1, ek gaan die hele gedeelte tot by vers 12 lees. My broers en susters, ek dink mens moet susters ook bysit, veral as dit oor woorde gaan. Nee, dis 'n grappie, moenie dit, stop dit net daar, maar mens moet susters bysit, altyd, hulle moet altyd by wees. My broers en susters, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. As hulle baie groot is, al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n klein roertjie, die Engels is 'n rudder, gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong, ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers en susters, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers en susters, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons lees net tot daar. Daar's 'n mooi gedig geskryf, hele klomp jare terug, 'n baie mooi gedig geskryf, en die titel van die gedig is hierdie woorde: Words create worlds. Afrikaans, woorde skep wêrelde. En dis waar. Ek dink almal van ons voel iets daarvan aan, almal van ons het al iets daarvan gehoor, almal van ons beleef soms iets daarvan. En is natuurlik letterlik waar van God. As ons aan die begin van die Bybel gaan kyk, dan lees ons daar dat dinge voor die skepping, voor alles gemaak is, was dinge woes en leeg. Dit was chaoties. En dan hoor ons God praat. Dan hoor ons dat God sy woorde gebruik en hy sê, laat daar
lig wees, en dan staan daar, en daar was lig. So God het letterlik die heelal geskep, met sy woorde. Woorde het wêrelde geskep, toe dit uit God se mond uitgekom het, heel aan die begin. Maar natuurlik weet ons, en ons voel dit aan, en ons hoor dit uit die Bybel uit, dis nie net waar van God se woorde aan die begin nie. Dis ook waar van woorde vandag, woorde wat ek en jy praat met ons tonge, wat uit ons monde uitkom. Woorde skep wêrelde. Wie jy is en hoe jy lewe elke dag is tot 'n groot mate, en ek dink amper is volledig die gevolg van woorde. Woorde wat vir jou gesê is. Woorde wat oor jou gesê is, woorde wat van jou gesê is, woorde wat rondom jou gesê is, woorde wat oor jou uitgeroep is. Wie jy is en hoe jy lewe is die gevolg van woorde. En ons moet dit nie net negatief sien, dat wanneer mense negatiewe afbreekende goed van my sê nie, want as jy 'n volgeling van Jesus is vandag, dan is wie jy is en die manier hoe jy die lewe is die gevolg van woorde. Dis die gevolg daarvan dat jy die woorde van die evangelie, die goeie nuus oor Jesus wat gekom het, wat gelei het, wat gesterf het en wat uit die dood uit opgestaan het. Wie jy is en hoe jy lewe is die gevolg daarvan dat jy die woorde van die goeie nuus oor Jesus gehoor het, dit aangeneem het, dit geglo het, dit deel jou eie gemaak het. Wie jy is die gevolg van woorde. Maar ongelukkig, en dit weet jy, en ons moet dit weer vir mekaar sê in hierdie reeks, woorde het nie net die vermoë om te bou nie, woorde het nie net die vermoë om mooi wêrelde te skep nie, woorde kan ook vernietig, dit kan afbreek, dit kan stikkend maak, dit kan doodmaak. Hoor bietjie wat sê Spreuke 12, daar vers 18 staan, praat sonder om te dink, kan soos dolksteke wees. Het jy dit al gevoel? Maar, ek hoop so jy dit al gevoel, mense bring genesing met wat hulle sê. Woorde bou, maar dit vernietig ook. Spreuke 18 sê, 21, die tong het mag oor dood en lewe. Jy kan met wat jy sê, kan jy mooi en heel en reg en goed maak. Maar jy kan ook doodmaak met wat jy sê. En daarom skryf Jakobus, Jesus se boetie, hierdie brief vir ons, Jakobus. En daarom kom hy in vers 3 en hy sê, mense, broers en susters, ek wil so hê, ek wens met my hele hart, dat julle met die manier waarop julle woorde gebruik, hierdie wêreld van ons beter maak, en nie slegter nie. Ek wil so hê, dat julle 'n mooi wêreld moet skep, deur dit wat julle sê, en nie dat julle 'n wêreld skep, wat vernietig is, deur mense se woorde nie. En om dit reg te kry, wil ek 2 dinge uitlig hier uit hierdie woorde van Jakobus uit, wat ek dink ons kan help om ons woorde te gebruik om te skep en nie af te breek nie. En die eerste ding wat ons moet weet, en ek dink jy weet dit, maar ek moet dit weer sê, die eerste ding wat ons moet weet is, ons tong, dis hierdie liggaamsdeeltjie binne in ons mond, wat woorde help vorm, ons tong is magtig. Jakobus gebruik 3 beelde hier, en ek gaan vinnig net daarna kyk, want dis voor die hand liggend. Hy gebruik 3 beelde, waarmee hy klem wil lê op die magtigheid van ons tong. En die eerste een is die beeld van 'n perd. Hy sê 'n perd is hierdie massive dier, massiewe dier, maar 'n klein stangetjie beheer die perd. En ek onthou dit, my dogtertjie toe sy klein was, het sy perdles gekry, tot ons dit nie meer kon bekostig nie.
En dit was altyd vir my amazing om te sien hoe hierdie klein maar fyn dogtertjie op hierdie bol spiere sit. En dan trek sy net so 'n toompie en dan bewonder, dan gaan die dom dier in die rigting waarin sy die toutjie, die toom getrek het. En dis die punt wat Jakobus hier wil maak is 'n klein dingetjie oefen beheer uit oor iets groots, oor iets magtigs, dieselfde met die roertjie agter aan 'n skip, dieselfde met 'n klein vlammetjie wat 'n hele bos aan die brand kan steek. 'n Klein dingetjie oefen beheer uit oor iets groot. En dan pas hy dit toe op ons menswees. Vers 2 sê, ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. So Jakobus sê hier, en ek gaan dit in my eie woorde probeer verduidelik, hy sê hier, die manier hoe jy jou tong gebruik, beïnvloed jou hele liggaam, dit beïnvloed jou hele lyf. As jy jou tong nie beheer nie, kan jy jouself nie beheer nie. So die manier waarop jy jou tong gebruik en die manier hoe jy lewe, hierdie is belangrik, die manier hoe jy oor die algemeen lewe is direk gekoppel aan mekaar. Om dit anders te sê nog, Jakobus sê, okay, kom ons kom ooreen. Dis vrek moeilik om jou tong te beheer. Dis vir geen mens kan die tong beheer nie, dis vrek moeilik. Maar sê nou maar, jy sou kon regkry om jou tong te beheer. As jy dit sou regkry, dan sou dit vir jou makliker word om enige ander deel van jou lewe, van jou menswees, waar jy sukkel met selfbeheersing, om dit ook reg te kry. So as jy jou tong kan nie beheer nie, kan jy niks anders beheer nie. Maar as jy sou regkry om jou tong te beheer, dan word dit makliker om al die ander dinge waarmee jy so stoei met selfbeheersing, om dit ook beter onder beheer te kry. En as ek dit hoor, dan wil ek sê, ja Jakobus, dis makliker gesê as gedoen. En dan onthou ek, dis nie ek wat dit sê nie, dis Jakobus wat dit sê. Hy sê vers 7 en 8, alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. En dan hierdie woorde, maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Iemand sê mooi, en ek kan nogal bietjie identifiseer daarmee. Die persoon sê, die tong is soos 'n 2-jarige net voor slaaptyd. En ek weet, my kleinseun het al by ons oorgeslaap. Dit is nag, behalwe dit nag is, hy moet gaan slaap. Maar hy is soos 'n rubberballetjie. Jy kan niks met hom uitrig nie, hy hoor nie, hy verstaan nie. Hy's net buite beheer. Hy spring so rond en kan ek sê hy raak mal. Maar hy is net buite beheer. En dis hierdie tong. Dis hierdie tong wat maak dat ons op sosiale media goed post voordat ons dink daaroor. Dis hierdie tong wat maak dat ek kommentaar lewer oor goeters waarvan ek die konteks glad nie verstaan nie en waarvan ek die pyn nog glad nie aan my eie lyf gevoel het nie, maar ek veroorloof my die reg, want is hierdie tong wat sê ek doen dit om my mening uit te spreek en 'n opinie te hê oor goed wat ek is boggerol lelik, waarvan ek niks weet nie. Dis hierdie tong wat veroorsaak dat ek, die Engels is harshly praat, kras praat, lelik praat met my kinders en met my mense. Dis hierdie tong, hierdie rustelose tong wat nie beheer kan word nie. Dis hy wat veroorsaak dat ek my vriende oneer aandoen deur agter hulle rug goeters van hulle te sê of selfs hulle in hulle oë te kyk en vieslike goed vir hulle te sê. Dis hierdie tong. En asof dit nie erg genoeg is nie, staan daar in vers 6 hierdie woorde, daar staan, en hierdie ding, hierdie dekselse ding, dis nie wat in vers 6 staan nie, maar hierdie dekselse ding wat nie getem kan word nie, word
uit die hel uit aangesteek. Dis rof. En as ek dit moet verstaan en moet verduidelik wat dit beteken, dan dink ek aan 'n gesprek wat Jesus gehad het met sy disippels. En ek dink dit was vir hom 'n ongelooflike donker, moeilike oomblik. Hy het met hulle gedeel. Ouens, ek is op pad Jerusalem toe. Ek gaan in Jerusalem gaan ek aan die kruis doodgemaak word. En dan kom Petrus, die hero, en hy sê, not on my watch. Dit gaan nie gebeur nie. En dan kyk Jesus na hom, en ek seker Jesus het dit met pyn in sy oë gedoen. Jesus kyk na hom en hy sê vir hom, gaan weg agter my Satan. En jy sien, as ons woorde God se wil weerspreek, as ons woorde nie in ooreenstemming is met wat God wil nie, dan is die oorsprong van ons woorde waarskynlik van 'n donker plek af. En hier is die ontstellende, wat hierdie gedeelte vir ons sê, wat Jakobus hier sê, is daar dat my tong wat bedoel is om God se lof te besing, my tong wat bedoel is om deur God gebruik te word, kan 'n instrument wees in die hande van die bose. En jy weet dit, en ek hoef dit nie vir jou te sê nie, maar wanneer jy mense seermaak met jou woorde, wanneer jy mense afkraak, wanneer jy mense minder oor hulle self laat dink as wat God oor hulle dink, dan is jou tong 'n instrument in die hande van die bose. En dis rof. Dis erg om te sê. So hierdie eerste deel van die boodskap gaan ek op 'n donker plek eindig, maar ek beloof daar's lig, ek kom terug. Ek kom terug na hierdie selfe punt toe, want hy sê, eerste ding, die tong is magtig, hy kan bou en hy kan vernietig, buite beheer, en geen mens kan die tong beheer nie, vers 8. En dan is die tweede ding wat Jakobus sê is, hierdie selfe tong, en dit gaan nie beter klink nie, maar hy sê hierdie selfe tong is wispelturig. Die Engelse woord, of 'n Engelse woord wat dieselfde ding uitdruk is inconsistent. Jou tong is wispelturig. Hoor maar wat staan daar in vers 9. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Jackie Hill Perry sê, there is a disconnect between our worship of God and the way we speak to the people God has made. En ons kan bysoet, na sy beeld gemaak het. Jy sien, ek dink ons vergeet iets. Dis hoekom ons dit kan regkry. En die ding wat ons vergeet is die manier waarop ek met God praat. En die manier hoe ek praat met die mense wat deur God gemaak is. En dis God se eiendom. Is al twee maniere waarop ek God kan aanbid. Al twee is maniere waarop ek God aanbid. En hier is die ding. Hier is die ding. Ons dink ons kan hier staan, of enige plek in die wêreld staan, en ons kan ons hande in die lug insteek, en ons kan sing, Here, ek het U lief. Ek het U lief met my hart, en ek het U lief met my hele siel, en ek het U lief met my hele verstand, en ek het U lief met al my kragte, en dan kan ek draai, en hoor net hoe absurd is dit, en dan kan ek draai na die persoon langs my toe, en hom in die oë kyk en vir hom sê, ek haat jou met alles in my. Dis absurd, né? En tog is dit presies wat ons doen. Want ons sien nie dat
afbreekende kritiek teenoor 'n persoon wat hom in die grond in of haar in die grond intrap. Ons sien nie dat afbreekende kritiek, ons sien nie dat belediging, ons sien nie dat kwaad praat agter iemand se rug, ons sien nie dat skinder. En mense se reputasie afbreek met jou woorde. Ons sien nie dat dit haat is nie. Maar dit is. Johannes sê, hoe kan jy sê jy het God lief wat jy nie kan sien nie, maar jy haat die mense om jou. Jy haat die mense wat na sy beeld gemaak is. Ekskuus as ek hard en reguit praat. Maar hoe kan ons mooi Jesus praatjies praat? Ons maak Jesus se mense dood met ons monde. Ek het nie lief Jesus, maar ek haat jou. Dis wat ons sê. En as jy gedink het die oplossing, as jy gedink het wat ek vandag probeer regkry met hierdie preek is om te sê, praat 'n bietjie mooier. Tweak jou woorde bietjie. Kyk net so 'n bietjie beter wat jy sê, dan mis jy die punt. En hoor wat sê Jakobus, vers 10 tot 12 is 'n langerige gedeelte. Hy sê, hey ouens, uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, broers en susters, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Hier is 'n geweldige ding wat hier staan. Want dit sê, die woorde wat uit jou mond uitkom, maak dit wat in jou hart aangaan hoorbaar en sigbaar. Die woorde wat jy praat, is die vrug, nie net van goeders wat jy dink nie, dis die vrug van, en is erg om te sê, maar dis die vrug van wie jy is. Jy praat soos wat jy is. Daarom stem ek saam met hierdie persoon wat gesê het, we need to deal with the source of our words, so that our words and our worship match. As jy wil woorde praat wat mooi maak en heel maak en gesond maak, begin by die bron. En die bron is jou hart. Dis nie, maak 'n paar tweaks en aanpassings aan jou woorde nie. Dit is hierdie hart, hierdie donker hart, hierdie hart waaruit lelike goeters voortkom, moet uitgeruk word. Ek moet 'n hartoorplanting ondergaan. Ek moet sê, Here Jesus, dis wie ek is. En ek lewe en ek praat soos wat ek is. So kom en gee vir my 'n nuwe hart. U het dit verdien aan die kruis, het u vir my 'n nuwe hart verdien. Kom gee my 'n nuwe hart. Kom maak my lewe nuut. Sodat ek as nuwe mens kan praat en leef. So dis 'n hartoorplanting. Dis begin by die bron. En dan is daar twee dinge wat ons nie moet mis nie. Jakobus wil ons help om met ons lewens te skep, om die wêreld beter te maak met ons woorde. Begin is 'n nuwe hart, maar dan is daar nog 'n ding. En dit is, hou jou oog op Jesus. As ons sê ontdek die Jesus lewe, dan bedoel ons, onder andere gaan kyk na die evangelies. Gaan ontdek hoe Jesus gepraat het. En as jy gaan kyk, en jy kan na al die verhale van Jesus gaan kyk, dan sal jy sien, as hy gepraat het, het hy lewe gegee met sy woorde. As Jesus gepraat het, het hy vry gespreek en hy het vry gemaak. As Jesus gepraat het, het hy heel gemaak. Jesus se woorde was vol autoriteit. Jesus se woorde het die ewige lewe gedra.
So as jy wil weet, hoe moet jy praat, gaan kyk na Jesus. Kry 'n nuwe hart, kyk na Jesus. En dan die volgende ding is, en ek het gesê, ek kom terug, ek het beloof, ek kom terug na vers 8. Vers 8 wat sê, geen mens kan die tong tem nie. Geen mens kan die tong beheer nie. En dis waar. Maar daar's iemand. Daar is iemand wat die tong kan beheer. Die Heilige Gees kan. Daarom is Paulus in al sy briewe, veral Galasiërs, is hy so sterk oor hierdie gedagte. Hy sê, laat die Gees julle vervul. Raak leeg van jouself en vol van die Gees. Laat die Gees jou beheer. En as dit beheer is, gaan dit oor jou hele lewe en ook oor jou tong. Laat die Gees, Galasiërs 5, jou gedrag bepaal. Laat die Gees vir jou krag gee. Vir jou die krag gee sodat jy kan lewe soos Jesus en sodat jy kan praat soos Jesus. Natuurlik kan jy nie. Ek kan nie. Maar iemand kan. En is die Heilige Gees. Laat die Gees jou gedrag bepaal, laat die Gees jou vervul, laat die Gees jou laat praat soos Jesus, want wanneer jy praat soos Jesus, dan sal jy woorde praat wat vol vreugde en vol vrede en vol geduld en vol vriendelikheid en vol goedhartigheid en vol kindness en vol selfbeheersing en vol liefde is. Laat die Gees jou vervul. Want wanneer die Gees jou vervul, dan skep jou woorde mooi wêrelde. Dan help jou woorde om mense mooier en beter en blyer te maak. Laat die Gees jou vervul, sodat jy soos Jesus sal praat. En die geheim is die een enkele klein woordjie. Oorgee. Here, ek kan nie. Ek kan nie hierdie dekselse tong beheer nie, en daarom kan ek nie my hele lewe beheer nie. Maar U kan. Ek gee oor. Kom help my om te praat soos Jesus. Amen. Here Jesus, dankie vir U voorbeeld. Dankie dat U vir ons kom wys hoe om te lewe en hoe om te praat. En vanoggend, Here Jesus, herken ek dat ek dit nie reg kry nie. Ek is nie in staat om soos Jesus te leef of soos Jesus te praat nie. En ek gee nie vir U die skuld daarvoor nie. Ek vra vergewe my asseblief. Here Jesus, ek het U nodig. Ek het U Heilige Gees in my nodig. En daarom kom gee ek weer 'n keer vanoggend oor. Kom vul my. Kom beheer my. My gedagtes, my woorde, kom beheer my volledig. Want ek wil soos U wees, Here Jesus. Dis waarvoor U gesterf het, om my beter te maak, mooier te maak. Ek gee oor aan U. Kom verander my hart.
Kom maak my hart gesond en mooi en heel. Sodat die woorde wat by my mond uit sal kom, gesond sal maak en mooi sal maak en heel sal maak. Here, dat ek woorde sal praat wat lewe gee. Kom doen dit deur my, want ek kan nie. Ek gee oor, Here Jesus. Kom doen wat ek nie kan nie. Amen.